Ek wil vandag verder gaan en met jou praat oor die wederkoms van Jesus Christus. En vandag kyk ons spesifiek na die wederkoms van Jesus Christus in terme van die misleiding wat ons in hierdie tyd te wagte kan wees en wat alreeds hier is. So ek wil hê dat ons net sal saam lees uit Matteus hoofstuk 24 vers 3 tot 5, en ek lees dit in die 2020 vertaling. Terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het, het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra. Sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge plaasvind en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die tyd? Jesus het hulle geantwoord, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie mense sal in my naam na vore tree en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, net tot so ver. Enkele dae voor Jesus se kruisiging, het hy op die Olyfberg reg oor kan die tempel gaan sit. Sy disippels kom toe na hom toe, en hulle vra hom pertinent, wat is die teken van u koms en van die volëinding van die tyd? En onmiddellik dink ons aan goed soos oorloë, gerugte van oorloë, pestsiektes, aardbewings, wat in die Midde-Ooste gebeur, die verskyning van die anti-kris ensovoorts. Maar wat is die heel eerste ding wat Jesus vir sy disippels sê? Hy sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. En ons kry dieselfde in Markus hoofstuk 13 vers 5, waar Jesus sê, Jesus het hulle toe geantwoord, pas op dat niemand julle mislei nie. En dan weer in Lukas hoofstuk 21 vers 8, hy het geantwoord, pas op dat julle nie mislei word nie. Nou dat daar misleiding in die wêreld sal wees, is voor die hand liggend, maar wat ontstellend is die misleiding wat spesifiek gelowiges teiken met die doel om ons te laat afdwaal. Hoor Jesus se waarskuwing in Markus hoofstuk 13 vers 22. Hy sê, want vals Christusse en vals profete sal na vore tree en hulle sal tekens en wonders doen om indien moontlik die uitverkorenes, dis ons, dis die kerk, dis die Christene, dis die gelowiges, om indien moontlik die uitverkorenes te laat afdwaal. 2 Tessalonisense 2 skryf Paulus oor die verskyning, die koms van die anti-kris vlak voor Jesus se wederkoms. Paulus noem hom net nie die anti-kris nie, jy moet onthou dat die woordjie anti-kris eintlik maar net in Johannes se briefie 1 Johannes voorkom, maar nêrens anders in die Bybel nie, nie eens in die boek Openbaring nie. In die boek Openbaring staan die anti-kris byvoorbeeld bekend as die dier. Maar Paulus het weer 'n paar ander benaminge vir hom, en een van die
benaminge wat hy vir hom het, is die wettelose een. So hy praat oor die verskyning, die koms van die Antichrist, vlak voor Jesus se wederkoms, en hy noem hom die wettelose een. En as jy verder lees in 2 Tessalonisense 2, dan sê Paulus dat die Satan, of die werking van Satan, sal met die koms van die Antichrist gepaard gaan met elke vorm van goddelose misleiding. Hoor mooi wat sê hy. Hoor mooi. Hy sê die werking van Satan sal met die verskyning, met die koms van die Antichrist, gepaard gaan met elke vorm van goddelose misleiding. Die werking van Satan. Jy moet verstaan dat Satan is die vader van die leuen. En daarom is misleiding niks niets nie. Ons kry dit so vroeg as die tuin van Eden, toe die slang Adam en Eva op meesterlike wyse mislei het. En deur die eeue het die misleiding en die arrogansie waarmee die duiwel na vore gekom het, Satan na vore gekom het, net al hoe erger geword, soveel so, dat hy selfs Jesus, die Seun van God, probeer mislei het. En dan, wanneer ons in die eindtyd kom, net voor Jesus se wederkoms, dan lees ons nie meer van die slang in die tuin van Eden. Nee, intussen het hy soveel kragtiger, soveel magtiger geword, dat ons in Openbaring van hom lees as die vuurrooi draak. En jy moet dit weet, dat ons nie meer met die slang in die tuin van Eden te doen het nie, maar in die tyd voor die wederkoms van Jesus Christus, het ons te doen met die vuurrooi draak. Die vroeë kerk moes al klaar wal gooi teen misleiding. En as ek praat van die vroeë kerk, praat ek van so vroeg as in Paulus se tyd, Petrus se tyd, Johannes se tyd, Jakobus se tyd. Die vroegste kerk moes al klaar veg teen dwaling, veg teen misleiding. Johannes skryf byvoorbeeld sy briefie 1 Johannes om misleiding te veg. Paulus skryf sy brief aan die Kolossense om misleiding te veg. Paulus skryf sy brief aan die Galasiërs om misleiding te veg. Ek dink is in hoofstuk 3 vers 1, wat hy vir die Galasiërs sê, julle dwaase Galasiërs, wie het julle getoor? En dieselfde vir sy briewe aan die gemeente in Korinte, was om misleiding, dwaling, te veg. En ek lees vir jou uit 2 Korintiërs, hoofstuk 11, vers 3, waar Paulus skryf, hy sê, ek is bang, dat soos die slang vir Eva met sy geslepenheid mislei het, julle gedagtes dalk bederf kan word, verwyderd van die opregte en reine toewyding aan Christus. Net in die vers voor dit, sê Paulus vir die Korintiërs, ek het julle aan Christus verbind, ek het julle vasgemaak aan hom, ek het julle soos 'n rein maagd aan julle bruidegom Jesus Christus vasgemaak, maar nou is ek bang, dat net soos wat die slang vir Eva met sy geslepenheid mislei het, julle gedagtes dalk bederf kan raak, verwyderd, want dis wat hy wil doen met ons. Hy wil ons wegvat, hy wil ons laat afdwaal,
weg van opregte, rein toewyding aan Jesus Christus. Jy moet verstaan dat wanneer dit gaan oor misleiding en die waarheid, dan gaan dit oor 'n oorlog vir ons denke, the war for our minds. En dis waarom hy praat van dat julle gedagtes dalk bederf kan raak, verwyderd van die opregte en reine toewyding aan Jesus Christus. En dan net so 'n bietjie verder af in dieselfde hoofstuk, vers 13 en 14, praat Paulus van die valse apostels en slinkse werkers, wat hulle voordoen, eintlik sê hy wat hulle vermom, soos ware apostels van Jesus Christus. En dan gaan hy aan en hy sê, en ook geen wonder nie, want selfs Satan vermom hom soos die ware Christus. Hy, vermom hom soos 'n engel van die lig. Selfs Satan vermom hom soos 'n engel van die lig. Die duiwel kom nie na ons toe, die bose kom nie na ons toe in 'n herkenbare vorm nie. Hy kom nie na jou toe met oë vol boosheid en in 'n vorm wat jy kan sien, maar dit is die bose nie. Hy kom in 'n vermomming. Hy kom geslepe. Hy kom en hy lyk soos die egte. Hy kom net soos 'n engel van die lig. En jy gaan baie moeilik onderskei. En jy moet weet, wat is die anti-kris anders as 'n vermomming? Die anti-kris wat 'n nabootser, 'n naaper, 'n namaaksel is van die ware Christus, en baie, selfs gelowiges, sal mislei word wanneer die anti-kris op die toneel verskyn, want hy sal net soos die ware Christus lyk. Hy vermom homself soos die ware Christus. Jy sal hierdie Messias figuur kry, hierdie persoon wat homself voordoen as iemand wat die wêreldse probleme kan oplos, en selfs Christene sal agter hom aanloop. En daarom moet ons baie versigtig wees vir 'n kerk, vir 'n Christenskap wat te naby aan die politiek beweeg. So naby dalk aan die politiek beweeg dat 'n persoon deur die kerk uitgelig word as die kandidaat wat al die probleme vir ons kan oplos. Wees baie, baie versigtig vir dit. So ek wil graag aan jou 3 gevare van misleiding in die tyd waarin ons leef in die laaste dae uitwys. Die eerste gevaar van die misleiding is dat dit so eg lyk. Daar word baie produkte geproduseer in Europa, baie produkte word geproduseer in die VSA, en dan kry jy made in China. Ek het die voorreg gehad om in die vroeë 2000s voor die tsunami die eiland Phuket te besoek. En daar het ek vir my 3 of 4 sporthemde gekoop. Adidas hemde, Nike hemde. Ja, dit het die logo, die Nike logo opgehad. Dit het die Adidas logo opgehad. En as ek gym toe sou gaan en ek het hierdie hemp aan, sal almal dink ek het die name brand. Ek het die Nike hemp aan, want hy het die logo op. En tog is dit maar net 'n baie goedkoop namaaksel gewees. Net so in die eindtyd, in hierdie tyd, sal jy baie moeilik kan onderskei tussen dit wat eg is en dit wat vals is. Dit wat vals is, soos ons reeds gesê het, kom in 'n vermomming wat lyk asof dit die egte is. Die tweede gevaar
van die misleiding waarmee ons te doen kry in hierdie tyd en in die tye wat kom, is dat dit nie op dieselfde vlak is as mense wat mense mislei nie. Nee, dis op 'n baie hoër vlak. Dis op 'n baie kragtiger, baie meer gesofistikeerde vlak. Jy kan eintlik praat van 'n gees van misleiding, of 'n mag van misleiding wat deur Satan, wat deur die duiwel, wat deur die vuurrooi draak van Openbaring self gedryf word. Jy moet nie dink dat ek en jy is immuun teen hierdie misleiding nie. Moet nooit dink, maar ek is slim genoeg. Ek sal nie om die bos gelei word nie. Ek herinner jou aan Duitsland. Jou Duitsers is waarskynlik van die mees rasionele, intelligente mense in die wêreld. En toe kom daar een man. Sy naam is Hitler. En Hitler mislei feitelik die hele Duitse volk. Feitelik die hele Duitse volk het onder die mag van Hitler se misleiding gekom. Ons praat van dit as massa-psigose. En daarom kan Hitler beskryf word as 'n tipe of 'n voorloper van die anti-kris. En kry ons in die misleiding in Hitler se tyd 'n voorsmaakie van die tipe misleiding en die krag van die misleiding waarmee ons te doen sal kry, of alreeds mee te doen kry in aanloop tot die wederkoms van Jesus Christus. Hier in die 50er, 60er jare is daar 'n filosofie wat baie sterk begin veldwen het, grondwen het, veral in jou ontwikkelde westerse lande. Dis 'n filosofie wat gedryf is deur filosowe, laat 19de eeu, Nietzsche, en dan later deur filosowe soos Derrida, Foucault, Lyotard, ensovoorts. En hierdie filosofie het basies 'n kultuursverandering, 'n kultuurskuif teweeggebring, sodat ons al hoe meer en meer in 'n kultuur begin leef wat beskryf word as postmodernisties, 'n postmoderne kultuur. Nou wat die gevaar is van hierdie kultuur waarin ons op die oomblik leef, is dat waar waarheid in die verlede geanker was, waarheid iets was wat vas was, absoluut was, soos 'n rots was, het waarheid in die postmodernistiese kultuur begin dryf, ankerloos begin dryf. My waarheid is nie jou waarheid nie, jou waarheid is nie my waarheid nie. En elkeen van ons is die skeppers van ons eie waarhede. En ek moet jou waarheid respekteer en jy moet my waarheid respekteer. My waarheid is net so geldig soos joune. En as jy voel, meneer, jy identifiseer jouself as 'n vrou, en dan verwag jy dat ek jou sal aanspreek as haar, as sy, en in die vroulike vorm. En dis die gevaar. Hierdie skep die teelaarde, die absolute teelaarde, soos nog nooit van tevore in die geskiedenis van die mensdom nie, vir die leuen om te floreer. Dis die ideale kulturele omstandigheid vir die leuen om al hoe meer 'n houvas op die mensdom te kry, ons 'n rad voor die oë te draai en ons uiteindelik so te mislei dat ons nie weet waar ons is nie.
en is reeds besig om te gebeur. Het is verstommend hoe dat van jou slimste, mees intelligente mense met die mees gesofistikeerde redenasies na vore kom, dat iemand wat met gewone common sense na hulle luister en objektief daarna kyk, net ons koppe kan skud en sê, maar hoe op aarde het ons hierby uitgekom? Dis die tyd waarin ons leef, en dit gaan net erger word. Jy moet dit weet, dit raak ook die kerk, dit raak die teologie. En ek haal vir jou aan, wat Wolmerans sê, hy sê enige teologie binne 'n postmodernistiese konteks sal homself moet oopmaak vir dekonstruksie. Wat beteken dit? As jy 'n gebou bou, wat beteken dit as jy die gebou dekonstrueer? Die konstruksie word afgebreek. So, enige teologie binne 'n postmodernistiese konteks sal homself moet oopmaak om afgebreek te word, sodat die waarheidsaansprake binne die groot verhaal van Jesus Christus geherkonstrueer kan word, om nou binne hierdie postmodernistiese kultuur te kan funksioneer. Om God op 'n eie tydse manier te herontdek, om teologies ongeskooldes te betrek by 'n herverbeelding van God, die afskeid van primitiewe dogmas. Wat is 'n primitiewe dogma in die oë van die moderne en die postmoderne wêreld? Die opstanding van Jesus is 'n primitiewe dogma. Die maagdelike geboorte van Jesus sou beskou word as 'n primitiewe dogma. So, wat ons mee te doen het, is 'n afskeid van die primitiewe dogmas en die beëindiging van tirannie. Met ander woorde, die waarheidsaansprake wat ons mee te doen het in die Christelike geloof, wat deur mense ervaar word as onderdrukkend, diskriminerend, of wat dalk bietjie op tone trap en seermaak, dat ons van dit moet afstand doen. So dis die tyd waarin ons leef. Dis die plek, die tyd, die geleentheid waarin die leuen kan floreer soos nog nooit van tevore in die geskiedenis van die mens nie. En waarmee het ons te doen? Ons het te doen met die gees van die anti-kris. Die werking van Satan, wat met die anti-kris, die koms van die anti-kris, gepaard sal gaan met elke vorm van goddelose misleiding. Die derde gevaar van misleiding in die laaste dae is dat God jou kan oorgee aan die misleiding. Hy kan jou oorgee aan die leuen. En dit gebeur wanneer ek of jy, gelowige, 'n dwaling aangryp, misleiding aangryp, dit in ons harte begin vertroetel, dit begin liefkry, en ons vaskop in dit, en weier om die waarheid te hoor. Wat doen God met ons? As dit gebeur, dan kom ons op 'n plek waar die Here ons God ons oorgee aan die leuen. Met ander woorde, as dit is wat jy wil hê, dan is dit wat jy gaan kry. Paulus skryf dit baie duidelik in 2 Tessalonisense 2 vers 10 en 11. Hy sê, omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het om verlos te kan word nie. Daarom laat God die krag van die dwaling oor hulle kom, sodat hulle die leuen sal glo, en sodat almal wat nie die waarheid glo nie, maar behaag vind in ongeregtigheid, veroordeel kan word. Hier is die gevaar. Hier is die gevaar. Ek sluit af.
Hoe moet ons leef in hierdie tyd, vlak voor Jesus se wederkoms? Wat moet ons doen? Hoe moet ons onsself voorberei? Eintlik wil ek vir jou sê, is amper te laat om nou eers te begin voorberei. Jy moes al begin het. Jesus sê vir ons, pas op, dat niemand julle mislei nie. Op 'n ander plek sê hy, wees op julle hoede. Wat beteken dit? Om op jou hoede te wees, beteken om versigtig te wees. Pas op. Dis nie nou die tyd om te slaap nie. Dis tyd om nugter te wees. Dis tyd om wakker te wees. Dis tyd om versigtig te wees. Pas op. Pas op vir kerke en leraars wat net jou gehoor wil streel. O, dit is so lekker. Streel my oor. So lekker om dit te hoor. Dit laat my so goed voel oor my lewe. Dit laat my so goed voel oor myself. Dit laat my so goed voel oor my toekoms. Pas op vir kerke, leraars, wat hulle sukses meet aan hoeveel mense in die kerk is en hoe groot die offerandes is wat ons opneem. Ons het 'n deeglike studie gedoen van die mark. Ons het baie deeglike navorsing gedoen. Ons weet presies wat mense wil hoor en Sondag na Sondag dis ons dit vir hulle op. Paulus skryf 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4. Hy sê daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Wat is die gesonde leer? Mense, die goed wat vir ons gesond is nie altyd lekker nie. Oefening is gesond vir ons. Maar weet jy, om te oefen kos iets. Dis nie altyd lekker nie. Is nie lekker om daai kilometers te gaan hardloop en die gewigte op te tel nie. En te sweet nie. Maar is goed vir jou. As jy siek is, die medisyne wat iemand vir jou gee om te drink, smaak nie altyd lekker nie. Maar dis goed vir jou. Want dit help jou liggaam om gesond te word, om te herstel. Die gesonde leer is nie altyd lekker om te hoor nie, maar is goed vir jou. Dit help jou om 'n gesonde mens te wees, om gesond te wees in jou geloof. En uit die aard van die saak sal 'n mens wil hê dat die persoon wat vir jou die medisyne gee, vir jou daai medisyne gee omdat hy of sy vir jou lief is. Ek gee vir jou hierdie medisyne, weet dit proe nie lekker nie, maar drink dit. Ek gee dit vir jou want ek is lief vir jou. Ek wil hê jy moet beter word. En op dieselfde manier moet God se woord bedien word. Die gesonde leer moet met liefde bedien word. Nie veroordelend nie, maar om te help, om mense te help dat hulle gesond kan, dat ons gesond kan wees in ons geloof, in ons verhouding met die Here. Daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid. Let op, doof hou vir die waarheid. In die laaste dae sal die waarheid nie uitgeken kan word aan die hoeveelheid mense wat dit glo nie. Die waarheid sal eerder uitgeken word aan die handjievol mense wat die waarheid lief genoeg het om daarby te bly. Ek gaan dit weer sê. In die eindtyd
sal die waarheid nie uitgeken word aan die hoeveelheid mense wat dit glo nie, maar eerder aan die handjievol mense wat die waarheid lief genoeg het om daarby te bly. Die ware kerk van Jesus Christus word nie uitgeken aan getalle nie. Die ware kerk van Jesus word uitgeken aan mense wat Jesus Christus liefhet. En omdat ons hom liefhet, onderwerp ons onsself aan hom en ons is gehoorsaam aan hom. So jy kan 20.000 mense in jou kerk hê. Beteken nie dat jy die ware kerk van Jesus Christus is nie. Die ware kerk van Jesus bestaan uit mense wat die koning liefhet en wat onsself aan hom onderwerp. Die tweede ding wat jy kan doen, is om die Bybel vir jouself te lees. Daar's te veel mense wat na YouTube toe gaan. Ek het ook 'n kanaal op YouTube en jy luister na my. Maar hoor mooi, daar's te veel mense wat na YouTube toe gaan om die woord gefilter deur iemand anders se verstand en begrip te hoor. Ons wil nie die harde werk doen om die woord vir onsself te lees nie. En ons gaan YouTube toe en ons probeer al die interessantste goed onder die son luister. Pas op. Jy sal moet terugkeer na die Bybel toe. Lees die Bybel vir jouself. Jy sal verras wees. En as ek jou kan raad gee, daar's 'n paar hermeneutiese beginsels, met ander woorde, hoe ons die Bybel moet verstaan, hoe om die Bybel uit te lê, om dit te verstaan. Daar's 'n paar beginsels, maar ons gaan nie daarby stil staan nou nie. As ek jou net kan help, moenie net jou gunsteling versies in die Bybel gaan lees nie. Lees systematies. Op hierdie oomblik lees ek op 3 verskillende plekke in die Bybel, en ek lees hoofstuk vir hoofstuk. Lees ek deur 3 verskillende plekke in die Bybel. En as jy 'n hoofstuk gelees het, skuif die Bybel een kant toe en probeer opsom in jou eie woorde wat jy sopas gelees het. Jy gaan verstom wees hoe opbouend dit vir jou is en wat jy leer uit die woord. Lees die Bybel vir jouself. Selfs wanneer jy na my luister, toets my aan die skrif. Toets die mense na wie jy luister aan die skrif. Ek sê nie jy mag nie na YouTube luister, na predikers op YouTube luister nie, jy kan, maar jy moet nie net dit doen nie, jy moet self ook die Bybel vir jouself lees op 'n gereelde basis en sistematies. Daar's van jou hoë profiel mense. Ek dink byvoorbeeld aan Tucker Carlson, wat een van die wêreld se bekendste konservatiewe joernaliste is. Een van die bekendstes. Groot geword, basies binne die konteks van 'n Christelike gemeente of 'n Christelike kerk, maar was nooit regtig self 'n praktiserende gelowige. Hy het nooit sy Bybel gelees nie. Hy het hom verdiep in sy werk. Godsdiens was vir hom 'n bysaak gewees. En so 2-3 jaar terug besluit hy, maar kom ek lees net bietjie die Bybel vir myself. Dat ek net sien, wat staan daar? En hy het begin om die Bybel deur te lees. Ou Testament en Nuwe Testament. En hy was so verras, dis glad nie wat hy verwag het nie. Die diepte, goed wat net begin sin maak het, in die wêreld en in sy lewe, en dit het sy hele lewe verander, soveel so, dat hy bewus geword het van die geestelike wêreld, ensovoorts. Mense, moenie dink jy weet wat staan in die Bybel nie. Gaan lees jou Bybel. As jy wil voorberei vir die tyd waarin ons lewe, sal jy jou Bybel vir jouself moet lees. Ek dink is dit Petrus of is dit Paulus wat geskryf het dat ons die lendene van ons verstand moet omgord met die waarheid. Wat is my lendene? Dis my middellyf, né? En wanneer ek daai beld aansit,
wat my broek vashou, dan omgord ek my lendene. Nou sê hy, op dieselfde manier moet ek die lendene van my verstand omgord met die waarheid. En dit is hoe jy jouself gaan hoe jy jouself gaan insuleer, met ander woorde, jouself gaan beskerm teen die mag van die leuen en die dwaling wat in ons tyd hand oor hand besig is om toe te neem, selfs in van ons bekendste kerke. Wees baie versigtig. Lees jou Bybel vir jouself. Wees wakker, wees nugter en bly by die waarheid. Mag die Here jou seën. Amen.